Geliefdes, ons is besig met die vraag oor wat ons enigste troos in lewe en in sterwe is. Indien die Heilige Gees nie in ons kom werk nie, gaan ons maar onbesorgd verlore. As gevolg van die werking van die Heilige Gees het ons 'n behoefte aan troos. Ons smag na troos in lewe en in sterwe. En dan leer ons in vraag en antwoord 1 van die Heidelbergse Katekismes dat die enigste ware troos slegs by God te vind is. Slegs by die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is die grootste troos wat die mens maar kan ontvang. Dat hy nie aan homself behoort nie, maar aan Jesus Christus. Ek is baie duur gekoop. Daar is met sy bloed vir my betaal. Hy bewaar my so, dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my hoof kan val nie. Hy sorg vir my, en niks kan my uit sy Vaderhand ruk nie. Ek, wat eers 'n slaaf van die duiwel en die sonde was, word nou as eiendom van Christus aangeneem as kind van God. Wat 'n asemrowende troos. Ons lees daar in Romeine 8 vers 12 tot vers 17, daarom dan broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Deel van my enigste troos is die feit dat Christus my deur sy Heilige Gees verseker van die ewige lewe. Ons is geneig om te dink dat die ewige lewe eers na ons dood intree. Die waarheid is egter dat ek die ewige lewe reeds ontvang het by my wedergeboorte. Die versekering hiervan gee die Heilige Gees deur die woord van God, waarin die beloftes van die ewige lewe altyd duidelik vir ons opgeteken staan. En hy werk ook die geloof daarin, in ons harte. Die Heilige Gees het iets ontsaglik groot binne in my hart gedoen. Hy het as te ware vir my 'n nuwe hart gegee, wat nie meer die Satan of myself wil dien nie. Hy het vir my 'n nuwe lewe kom gee. Ek behoort nou aan Christus. Hy het my in my spore laat omdraai van die doodloopstraat wat oor die afgrond van die verderf lei, waarop ek my bevind het. Deur die Heilige Gees het ek tot bekering gekom. En dan is daaglikse bekering ook nodig. Daarin lei hy my ook, want ek is nie onmiddellik volmaak en sonder sonde nie. Selfs die apostel Paulus het getreer oor die feit dat die slegte wat hy nie wil doen nie, hy wel doen. En aan die einde van sy lewe het hy bely dat hy nie volmaaktheid bereik het nie, maar dat hy homself uitstrek om die oorwinnaarskroon by die eindstreep te ontvang. Net soos wat Paulus alles wat deel was van sy lewe voor sy bekering as drek beskou het om Christus as wins te verkry, maak die Heilige Gees my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Christus te lewe. Dit is die enigste troos in lewe en in sterwe. Kom ons bid saam. Almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U, Heilige Gees, dat U aan ons die wedergeboorte geskenk het. Almagtige God, U het iets ontsaglik groot binne in die harte van verlore sondaars gedoen, in my hart gedoen. U het my 'n nuwe hart gegee, wat nie meer die Satan of die eie ek wil dien nie. U het vir my 'n nuwe lewe gegee. Ek behoort nou aan Christus. Ek dank U dat ek van die ewige dood gered is, omdat ek die ewige lewe ontvang het deur Jesus Christus, wat die eerstgeborene uit die dode is.
maak my van harte gewillig en bereid om voortaan ten volle vir Christus te lewe. Amen. Gloria, gloria.